Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag die 24ste September, lekker op vakansiedag, ek hoop julle geniet die dag. So 'n passellaatjie hierso in die middel van die week. Ons span moet nie staan aan werk vandag nie, ons span 'n bietjie, ek dink hier na die einde van die jaar toe is almal bietjie moeg en uitgeput. So gebruik so 'n bietjie hierdie dag net om so 'n bietjie weer hulle energievlakke te boost. Ja, kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Jesus, baie dankie dat ons met U mag praat en dat ons met God die Vader en die Heilige Gees mag praat. U is die enige God, 3 in 1. Here, dit is te groot vir ons verstand. Ons as mensie se koppe is te plat. Maar Here, baie dankie daarvoor, baie dankie dat die Heilige Gees by ons is. Die Gees self. U stuur vir Jesus, Jesus stuur die Heilige Gees stuur vir ons in hierdie wêreld in. Dankie dat ons kan weet U is by ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ek gaan nog so vandag met julle stil staan, so tussen die boeke Galasiërs. Ons begin nou, môre begin ons met Efesiërs, maar altyd so tussen die boeke doen ek so iets anders 'n bietjie. En ek het hierdie keer gedink jy het Psalm 119 uit waar dit oor die woord van die Here gaan. Dit gaan eintlik oor die woord en die gebooie en die verordeninge van die Here. En ons moet altyd onthou in die Ou Testament die boek wat hulle gehad het, die woord wat hulle gehad het, basies die Pentateeg, eerste 5 boeke van die Bybel. Eksateeg is 6 boeke, dan sluit dit Joshua in. Die eerste 5 boeke, en die eerste 5 boeke wat was die sentrum van alles, was die 10 gebooie geweest. Word weer herhaal, dink ek in Romeine 5, as ek dit nog reg kan onthou. So dit gaan oor die gebod van die Here, gaan oor die wet van die Here. Dit is hulle woord geweest. Ons weet natuurlik, en ons wat Nuwe Testamentiese Christene het, is, liewe vriende, en wat dan nou die woord het, wanneer ek en jy praat van die woord, dan praat ons van die Bybel. Dan praat ons van die Bybel, Ou en Nuwe Testament met al sy boeke, wat ons dan nou daar opgeteken staan, net so dat ons miskien net dit weer vir mekaar kom sê. Nou kom ons gaan aan, ons het gister so 'n bietjie stil gestaan met by 130 waar ons gesê het, wanneer U woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat onervare is. Vandag vriende 133 waar die psalmdigter sê, laat U woord my op die regte pad hou. Moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. Laat U woord my op die regte pad. Nou vriende, ons het al telke male vir mekaar gesê, as ek die woord weier interpreteer en nou nie net na die wet kyk nie, is die woord van die Here vir jou en vir my inderdaad soos 'n lughawe se liggies in die aand. Dit is daar en dit dui vir ons die plek aan waar ons kan land. Ons hoef natuurlik nie daar te land nie, die loods hoef nie daar te land nie, maar as hy nie daar land nie, gaan dit katastrofiese gevolge vir hom hê, né? Die woord van die Here, liewe vriende, is inderdaad soos 'n lig op ons pad, soos wat ons al vir mekaar gesê het, né? En hierdie woord van die Here lei ons in die regte rigting en om die regte besluite te neem. Die woord van die Here gee ons 'n morele kompas wat ons so ontsettend nodig het in die tyd wat ons leef. Die mense, liewe vriende, se moraliteit is haywire. Ek bedoel, hoe mense eties kyk na goed, as jy na hulle luister, dan kan jy amper nie glo dat dit uit mense se monde uitkom. Kom dit uit leiers se monde uit. Leiers wat praat, liewe vriende, voornamelijk in ons land om korrupsie, moenie korrup wees nie, die munisipaliteite moenie so korrup wees nie, maar binne in die setup waar daai persone is dit totaal korrup. Is jy eintlik maar net 'n groot gang, né? So, die woord van die Here, wanneer ons na die woord van die Here kyk, dan is die woord van die Here, liewe vriende, die plek wat vir ons op die regte pad hou. Dit gee vir ons 'n morele kompas. Dit wys vir ons, dit is hoe Jesus wil hê ons moet loop. En vriende, die interessante is, wanneer ek en jy dit doen, dan is ek op die regte pad. Julle weet dit self, wanneer ek hier besig is met die verkeerde goed, dan is ons gewete die hele tyd daar. Dit is asof ons 'n plafon het tussen ons en God, né?
En die oomblik wanneer ek en jy weer by die Here is, wanneer ons afsonder voor die Here, wanneer ons sy woord bestudeer, wanneer ek en jy praat met die Here vanuit die woord wat hy vir ons sê, wanneer ons 'n bietjie reflekteer en mediteer en van die tekste memoriseer, wanneer ons dit doen soos 'n geloofsvormende gewoontes, begin ons al hoe meer in 'n lewende verhouding met God staan. Hoe meer ons in 'n lewende verhouding met God staan, hoe meer begin die Gees van God deur ons werk, hoe meer begin ek en jy volg in die voetspore van Jesus Christus. Laat u woord my op die regte pad hou. Kom ons vra dit ook vandag vir die Here, né? Moet tog nie dat enige kwaad die oorhand kry nie. Dan sê hy in 140: U woord is baie suiwer. Ek het dit lief. En mag ek en jy ook vir die woord van die Here baie lief wees. En dan sê hy die volgende: In die oggendskemeral roep ek om hulp en stel ek my vertroue in u woord. Die hele nag lê ek wakker en ek oorpyns u woord. Laat u bepalings geld. Hou my in die lewe. Ek kom sê die psalmdigter, né? En dan sê hy, sluit ek af met 162. Oor die woord is ek so bly, soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry. Dis die woord van die Here, vriende. Die woord van die Here help vir jou en vir my. Die woord van die Here rus ons toe. Die woord van die Here, liewe vriende, gaan oor hierdie lewende verhouding met God. Jy laat toe dat God hierdie woord met jou praat. Jy praat met God en so vorm die Heilige Gees ons. So vorm die Heilige Gees ons moraliteit. En wat Paulus vir ons kom sê in Romeine 12, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe, sodat jy kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Vriende, moenie wegbly van die woord van die Here nie. Oordink dit dag en nag. Want liewe vriende, daardeur kom die Heilige Gees, kom praat hy met jou en my en laat hy ons die regte koers kies net, wat hier so staan waarmee ons begin het. Laat u woord my op die regte pad hou, moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.